Hallo julle, ek is Tannie Mariana en vandag lees ek stories uit die boek 'n Kat se Kans, verhale van vurige kordate katte. Net weer so 'n bietjie geskiedenis oor katte. In die jaar 1348, katte word blameer vir die verspreiding van die swart dood. In hakies onwaar, want in die jaar 1600, of sal ek eerder sê die jare 1600, was daar hierdie nuusflits. Katte was nie verantwoordelik vir die verspreiding van die swart dood nie. Oeps! En het jy geweet, daar is katlete, soos Dija. Dija woon in Australië en is die mees atletiese kat ter wêreld. Met 20 toertjies is sy die Guinness wêreldrekordhouer vir die kat wat die meeste toertjies binne 1 minuut kan doen. Sy kan skaatsplank ry, 'n muntstuk op 'n vel aanraak, in haar afrigter se hande spring en omval en maak asof sy dood is. En daar is ook liggaamsopvoeding vir katte. Het jy geweet, alle katte is natuurlike atlete. Hulle is katlete, met liggame wat gemaak is om gevaar te ontduik en prooi te jag. En dan is daar ook kattemusikante, soos Nora, die konsertpianis. Nora is deur 'n klavieronderwyser aangeneem en het in 'n huis gevul met musiek groot geword. Sy het baie tyd in die musiekkamer deurgebring, waar sy in leerlinge se musiektasse geslaap of op die klavier gesit het. As niemand klavier gespeel het nie, het Nora haar weerkaatsing op die deksel gejaag. Toe Nora omtrent 'n jaar oud was, het sy besluit om self klavier te speel. Sy het op die stoel gespring, eers een poot saggies op die klawers neergesit en toe die ander. Dit was seker vir haar lekker, want daarna het sy amper elke dag geoefen. Nora was so goed, dat sy selfs duette saam met leerlinge gespeel het. Eendag het iemand 'n video van haar geneem en dit aanlyn gedeel. Die video, Practice Makes Perfect, het soos 'n veldbrand aanlyn versprei. Nog video's het kort daarna gevolg. En nou het sy miljoene bewonderaars wêreldwyd. Selfs Billy Joel, haar medemusikant in New Jersey, is 'n bewonderaar en het een keer vir haar 'n mooi kaartjie gestuur. Nora het haar eie Facebook-bladsy en webwerf waar bewonderaars handelsware kan koop soos kalenders, DVD's en soos Nora for President teehempies. Maar Nora is nie net 'n internetster nie, sy is 'n ware konsertpianis, 'n komponis met die naam Mindaugas Pikaitis het 'n musiekstuk getiteld Cat Shirto geskep om haar unieke talent tentoon te stel. Die 4 minute lange komposisie is vir die eerste keer in 'n groot konsertsaal in Litouwe opgevoer. 'n Video van Nora as die solis is reg deur die uitvoering op 'n groot skerm agter die orkes gespeel. Cat Shirto hou nou die Guinness wêreldrekord vir die eerste klavierkonsert ooit wat vir 'n kat gekomponeer is. Brava! Dit was in 2004 tot nou toe in die VSA. Nora is nie die enigste kat wat daarvan hou om op te tree nie. Party katte is professionele akteurs. Katte is bekend daarvoor dat hulle nie lank kan konsentreer nie en onafhanklik met wil van hulle eie. So, hoe word katte opgelei om bevele te gehoorsaam? Die antwoord is lekkernye en klikkeropleiding. Klikkers is klein toestelletjies wat 'n duidelike klikgeluid maak. Wanneer die kat iets doen wat die afrigter wil hê, hoor hy 'n klikgeluid en kry 'n lekkerny.
aksie, klikker, lekkerny. Dit verg tyd en geduld, maar dit werk. Somtyds word 'n spesifieke soort kat vir 'n rolprent benodig, of 'n kat wat baie vriendelik en innemend is, of een wat lank kan stil sit, of goed kan spring, of nie omgee om vasgehou te word nie. Dit is nie maklik om verskillende eienskappe in een kat te kry nie. Dis waarom 'n rol gewoonlik deur verskeie katte vertolk word, wat almal dieselfde lyk. Die Siamese kat in die 1958 rolprent Bell, Book and Candle is deur 12 verskillende katte vertolk. Hoekom so baie? Dis moeilik om een kat te leer om 12 toertjies te doen. Dis makliker om 12 katte te leer om elkeen een toertjie te doen. En dan is daar ook filmsterkatte. DC was een van die verskeie Siamese katte wat saam met Hayley Mills in die 1965 Disney-fliek That Darn Cat gespeel het. 'n komedie oor 2 sissies en hulle mannetjies kat. Arthur was 'n spierwit kat wat vir bykans 10 jaar in die middel van die 1960s en 1970s vir 'n Britse katkosmaatskappy opgetree het. Hy is aangestel vanweë sy vermoë om sy poot vinnig op bevel in 'n blikkie katkos te steek. Milo het die hoofrol vertolk in die Adventures of Milo and Otis, 'n fliek oor 'n klein gemmerkatjie en haar hondemaat. Al die akteurs is diere. Daar is geen mense in die fliek nie. Hierdie feit alleen maak dit die moeite werd om te gaan kyk. En Orangie het dalk 'n verbeeldinglose naam gehad, maar hierdie gemmerkat het in die 1950s bekendheid verwerf vir die verskeidenheid TV en filmrolle wat hy vertolk het. Hy is veral bekend vir die rol van Cat, Audrey Hepburn se kat in die fliek Breakfast at Tiffany's. Pumpkin and Crackerjack is rooi Persiese katte wat die rol van Hermione Granger se troeteldier Crookshanks vertolk het in die Harry Potter rolprente. Die katkarakter Mrs. Norris is vertolk deur die 3 Maine Coons, Maximus, Alanus en Cornelius, wat elkeen opgelei was om 'n spesifieke aksie uit te voer. Die haarlose Sphinxkat in die Austin Powers rolprente is vertolk deur 2 katte, Ted Nugent en Mel Gibson. En dan was daar ook Oscar. Oscar, die doodsengel. As jy ooit vir Oscar raakloop en hy krul op om in jou skoot te slaap, het jy goeie rede om bekommerd te wees. Dis moontlik dat jy binnekort gaan sterf. Oscar woon in 'n verpleeginrigting in Nieuw-Engeland en het 'n baie besonderse talent. Hy weet wanneer mense sterwe. Omtrent 2 tot 4 uur voordat 'n pasiënt sterf, spring hy op die bed en krul hom langs die pasiënt op. Sy voorspellings is so akkuraat dat die personeel dadelik die familie en dominee kontak as hulle Oscar by iemand sien lê. Tot op hede was Oscar ongeveer 100 keer reg. Sy talent klink dalk bietjie grieselrig, maar hy bied eintlik groot vertroosting vir diegene wat naby die dood is, deur rustig langs hulle te lê en spin. Hy help ook die pasiënte se familie deur 'n gevoel van vrede en rustigheid te skep gedurende hierdie moeilike tyd. Baie mense word so diep geraak deur sy deernis, dat hulle hom bedank vir hulle geliefdes se doodsberigte. Die groot vraag is natuurlik hoe hy weet iemand gaan sterf. Niemand weet verseker nie. Een teorie is dat Oscar se superkatsintuie iets kan waarneem wat mense nie kan nie, soos ketone, chemiese stowwe wat afgeskei word deur sterwende selle. Nog 'n teorie
is dat Oscar 'n psigiese verbintenis met sterwende pasiënte het, wat hom toelaat om veranderinge in hulle gedrag te sien voordat hulle doodgaan. Dalk is sy rol hier op aarde om mense te help met die oorgang tussen die lewe en die dood. Maar hoe hy dit ook al reg kry, sy gawe is so uniek dat 'n dokter by 'n verpleeginrigting 'n boek oor hom geskryf het, getiteld Making Rounds with Oscar, The Extraordinary Gift of an Ordinary Cat. Vir 'n kat wat nie besonder sosiaal is nie, het Oscar baie harte verower deur mense te help wanneer hulle hom die nodigste het. Dit was in 2005 en dit gaan dalk vandag nog steeds aan. Tot nou toe. En dit is dan tot nou toe. Tannie Mariana wat sê, tot volgende keer. Hierdie stories is deur Marianne Lourens gelees met toestemming uit die boek 'n Kat se Kans, verhale van vurige en kordate katte, vertaal deur Lydia Du Plessis en gepubliseer deur Lapa Uitgewers. Hierdie is 'n vertaling van die oorspronklike boek Rebel Cats, Brave Tales of Feisty Felines, geskryf deur Kimberly Hamilton.